pa's is absent. En waar daar 'n leemte is, dit kweek deur. So, maar jy weet, ek dink dit is die ding is as ons, en dit is eintlik om Matteus 6 vers 33 so goed op te som, is soek alleeers die koninkryk van God, en al die ander goed sal aan jou gegee word. Ja, en dis die ding is soos, ek sê baie keer vir my kinders soos, sê nou maar die rugby en dan sê hulle soos, maar hoekom het liewe Jesus dit laat reën nou? Ja, hy wil so graag reg wees. Maar dan sê ek soos, nee ou, jy moet besef, Jesus stuur nie noodwendig altyd die reën nie. Hy doen dit soms, maar hy het die aarde geskep, laat die aarde sy eie reën genereer. Nee, dit is deel van sy skepping. Nou dis dieselfde met wysheid glo ek. Ons is eintlik geskep om wysheid te huisves, maar ons reject dit. Die Bybel sê ons reject wisdom. Maar as ons dit huisves, toelaat om te huisves in ons, dan kom dit uit in die oomblikke wanneer ons dit nodigste het. Dus dis mooi. En dit is wat met jou gebeur het. Ja. In daai oomblik. En ek wens almal van julle wat ouers is, streef daarna om in daai wysheid te leef, want soos jy dit vertel, dink ek aan hoeveel keer ek oorreageer, nie aanvallend teenoor my kinders nie, maar aanvallend teenoor die situasie, en dit skrik hulle af om nie weer vir my die volgende keer iets te vertel nie. Want ons natuur Goeiemôre, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Ek gaan nie vir julle die hele storie vertel van wat hier gebeur het nie, maar weet net, hierdie is nou die tweede keer dat ons hierdie opname doen. En ja, is lekker om terug te wees. Met Jacques, weer terug met Jacques. Julle het hom nou nie gesien nie, want ons gaan nou nie ongelukkig nie die eerste opname kan vrylaat nie, as weens tegniese wat's difficulties? Probleme, tegniese probleme, onvoorsiende tegniese probleme. Maar hier is ons nou weer en hier kan ons nou weer die opname doen. Nou laat ek vinnig vir julle agtergrond gee. Okay, sorry. Laat ek net eers myself voorstel. Ek is Adrian Skeepers en ek is die gasheer van hierdie show, die Hansman Show. En die Hansman Show bestaan bloot net om God te verheerlik, om stories te deel, getuienisse te deel en so af en toe 'n gefokusde gesprek te hê met mense. En ek dink hierdie gesprek is bietjie van albei, maar ja, daar's baie video's. Hierdie gaan my 103de of 102de opname wees. En so daar's baie om van te kyk en daar's baie stories om na te luister. So julle is welkom om in te skakel en 'n paar ander episodes ook te kyk. As julle so gelei voel. En like asseblief die video, comment, los ons 'n opmerking. En share, asseblief, as jy so gelei voel, dalk is daar iemand wat kan doen om hierdie te hoor. Maar laat ek vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor Jacques. So, net vinnig, Julian, sy seun was, teen die tyd dat hierdie episode uitgaan, 2 weke terug op die show, en hy help my nou hier by die Hansman Show. Hy is ons nuwe editor, en hy help ons met content, en hy help my so baie. Hy het 'n groot gewig van my skouers afgeneem en ek sal julle aanraai om ook sy gesprek te gaan kyk, want hierdie gesprek is eintlik 'n volg op sy gesprek. En ek kan nie regtig vir julle sê hoekom nie, want ek wil nie weggee wat ons gepraat het in Julian se getuienis nie. Maar dit is 'n amazing story van 'n jong man wat God gevind het op 'n jongerige ouderdom, en dit is amazing om te sien hoe die Here jong mense infiltreer. En ons sien dit nou reg oor die wêreld, veral in plekke soos Iran, wat in oorlog is, sien ons seker die grootste, wat noem jy dit, revival. Ja, revival. Ek wil heeltyd sê revelation. Die grootste revival onder jong mense reg oor die wêreld, en dit is amazing. Daar's ons miljoene jong mense tussen
teenage tot tienerjare tot 30 wat tot bekering kom en kerk toe gaan, onder 'n grondse kerk natuurlik, want hulle mag nie kerk toe gaan nie. Maar ja, ons sien hoe God besig is om die jeug te infiltreer. 'n Side note wat baie interessant is die alkoholbedryf het verlede jaar oor die 8 biljoen rand gekrimp as gevolg van jong mense wat net besluit om nie meer te drink nie en nie meer te partytjie nie en eerder kerk toe te gaan en die Here te volg. So hier is al die amazing goed wat besig is om te gebeur in die wêreld en ons sien dat God is besig om ons voor te berei vir iets, nê? Maar ja, vandag gaan ons bietjie praat oor die ander kant van Julian se storie uit die oogpunt van die pa af. So Jacques is natuurlik Julian se pa en ek het die hele tyd in die gesprek gesit en dink jy's ek sal dit eintlik love om die ouers se oogpunt te hoor en hulle kant van die storie te hoor. En toe het Jacques self geoffer om op die show te kom en yes man, dankie. Ek waardeer dit. Vir die tweede keer, baie welkom terug. Baie dankie Adrian. Vir eerste keer amptelik, tweede keer tussen ons. Dubbel amptelik. Ja, dubbel amptelik. Ja. Hoorie maar, okay, so Jacques gaan net vir julle 'n bietjie agtergrond gee en dan ken julle die drill. Ek en hy gaan gesels en ja, dankie, julle is welkom hier. So gee vir ons 'n bietjie agtergrond van wie is Jacques en dan wat is dit vandag? Dan vat ons al vanaf. Ja, so stoere Bloubil, weet, gebore in Pretoria. Ek moet dit daarin gooi. Sê jy dit so na hierdie Ja, naweek? nee, maar jy weet, dis mos as jou hart blou is, dan maak dit mos nie saak of dit 'n win of 'n los is nie. Dis reg. En ek het so een van my vriende, ons like mekaar uithaal oor dit, so hy is toevallig gestolmer ook. Ek weet so hy vryf dit nogal lekker in na die naweek, maar kan dink ja. Ja, so gebore in Pretoria. Weet so dis waar hy sy hart lê nog al die jare hierso. Aanvanklik was ons 6 kinders. My een suster is oorlede nog lank voor ek gebore was. 6 maande oud, wat my ma haar verloor het. En my oudste suster is so 'n paar jaar terug is sy oorlede. So ons is nou nog die 4 kinders wat oor is. Ma en pa albei oorlede. My ma is nou Januarie maand, is sy oorlede, sy eventueel huis toe ook. Na seker 'n goeie 18 jaar se siek wees. En 'n baie lang moeilike siekbed. Ja. En ja, die Here het ons baie daardeur ook gewys wat genade is. Want Adrian, as ek moet sê, elke Desember het ons gesit en gedink dis die laaste, weet, sy gaan nou, sy sien nie weer volgende Kersfees nie. Ja. En dan elke Januarie dan kom sy uit die hospitaal uit en alles, maar ja, hierdie jaar het ons geweet dit gaan nie gebeur nie. Maar ek dink selfs soos wat ons laas keer ook gepraat het en ek dink is baie relevant is net bietjie my pa uitlig, want ek dink dis waar baie van die situasies wat ons vandag mee face is waar die probleem is en of ons dit nou wil glo of nie en of dit en dit het ook nie te doen laat dit 'n Christelike ding is of nie. Dis 'n realiteit met mens wees. Pa's is absent. En waar daar 'n leemte is, dit kweek deur. So my pa was 'n baie harde en 'n moeilike man gewees. Het in byvoorbeeld ek het rugby gespeel die hoërskool, sleutelbeen gebreek en toe hulle hom bel om te sê, jy weet, dis nou die situasie. Ja. Sy vraag was steek haar been uit. Ja. Nee, dat doen nie. Ek maak my skof klaar, tel hom op na skool. Jy weet, hier sit jy arm in 'n sling en jy wag vir hom om maar die middag klaar te maak met skof. Ja. En dieselfde ook, dat jy ons doen hekkies en ek was 'n goeie atleet gewees op skool, hoogspring, Noord-Transvaal, weet so ek het regtig presteer. Ja. Tuin attack gewees, so hardloop hekkies, 110 hekkies, breek die rekord en breek ook my blinde darm. Blinde darm bars oor die wenstreep. En jy weet so jy kon sien dit was 'n irritasie vir hom want dis nou nie net van okay, maar as nou klaar gehardloop, nou is ons terug werk toe nie. Ja. Dis nou eers hospitaal toe, dis noodoperasie en alles wat saam met dit gaan. So hy het nie tyd gehad vir fiteriasies toe hy gewerk het nie. En toe hy 53 jaar oud is, omdat hy op die asbesmyne gewerk het toe hy jonger was, toe het hy emfyseem gehad en alles en toe het hom medies ongeskik verklaar. Kon hy nie meer werk nie. So wat was hy? 53. 53, ja, so hy toe nog 'n paar jaar het hy nog as 'n kontrakteur gewerk. Ek dink toe op 56 toe hy heeltemal klaar. Toe kon hy fisies nie meer werk. Ja. En die feit dat hy 2 pakkies sigarette 'n dag gerook het, het ook nie gehelp nie. Natuurlik vir die situasie. Ja. Maar so klein bydrae gehad. So klein bydraetjie gehad. Maar
Weet jy, dit het my baie jare gevat, want ek was nou nog 'n laatlam ook. So my broer net ouer as ek, Ja. is 11 jaar ouer as ek. Yes, en ja, net ouer as jy. Net ouer as ek. Weet so ek het baie Ja. alleen groot geword in die huis. Ek kan imagine. En so daar was nie baie familiebande nie. Ja. So familie en ewen ek wil vir jou sê die laaste 10 jaar raak dit eers 'n prioriteit en dis as gevolg van my vrou. Sy is baie geheg aan haar familie. Dis nou die ouma met die poster agter die deur. Daai yes. deel van die familie. Yes. En is moeilik om 'n ding wat jou hele lewe lank nie 'n norm was te probeer vestig. Dit is hoor. Sorry, ek wil vinnig hier inkom want ek sien dit want ons is dieselfde en ek dink is anders met okay, jy het nou susters ook gehad. Nou ek kom uit 'n huis uit, ons is 3 seuns. En ons is heeltemal op ons eie mission. Verstaan, my broer bly 5 kilos van hier af en ek sien hom dalk 10 keer 'n jaar. Ek sien hom regtig nie baie nie. Ons praat so af en toe, maar en dis nie dat ons mekaar afskeep of iets nie of opsetlik dit doen nie. Dis net soos hy het sy familie, ek het my familie en ons check in so nou en dan hoe gaan dit en that's it, verstaan? En dis goed genoeg vir ons. Ja. En my vrou is heeltemal die teenoorgestelde. Sy en haar ma praat ten minste 1 keer 'n dag. En dit is net ten minste. Jy weet as dit nie gebeur nie dan voel hulle soos Jesus, iets is verkeerd. Iets is fout. Verstaan jy? En dis die ding is soos ek en my ma ja, ek weet nie, genigtig. Ons praat dalk 1 keer 'n maand. Jy weet, ek het ons het Saterdagoggend gou by hulle gaan kuier, ek en die kinders, want my vrou is 'n bloemis, so sy het 'n troue gehad. En my pa bel my toe vroeg die oggend, 7:00, hy sê, "Hoorie, waar speel die seuns vandag? Hy wil kom rugby kyk." En ek sê nie hulle speel nie, alles het uitgereën, maar ons sal gou 'n draai kom maak. Toe het ek hulle vir die eerste keer gesien van Desember af. En dit klink heavy erg, maar vir my is dit normaal. En dis goed genoeg vir my. Ja. Dalk vir my ma nie, jy weet, ek dink sy dis nie vir haar so lekker dalk nie, maar dis nou maar ongelukkig die ding met seuns. Ek dink dit is nou maar net. Maar ja. Ons probeer ook, vir my was dit verskriklik moeilik om aan te pas aan my vrou se gesin wat so close knit is en praat elke dag en is jy weet nie op 'n lelike manier nie, maar ingeklits in mekaar se lewens. Ek bedoel dit nie lelik nie, ek wil dit net sê, maar ja. Nee, dis dieselfde by ons Adrian en partykeer voel jy net video los my net uit, laat ek net 'n bietjie asem skep. Exactly, ja. En ek dink dit gaan van dis beide kante toe, weet jy moet ook haar lewe verstaan en dis ek sê baie keer dis soos die ouens wat sê maar weet jy moet verstaan, weet ek is 'n groenetjie, weet ek is 'n geelietjie. So verstaan hoe ek werk, maar min mense verstaan dat mense met 'n rooi temperament het ook maar sy issues en weet jy moet altyd aanpasbaar wees vir die ander. So ek dink is makliker dalk vir die een as vir die ander ene. Maar die geheim is jy moet aanpas tot die situasie en as jy mekaar nie vind 'n middeweg nie, dan is dit net 'n resep vir disaster. Ja. Nee, ek stem. Ek het baie geleer. Kom ek stel dit so. En ek het ook soos jy sê die persoonlikheidsgoeders, dis baie relevant. Maar ek is ook in 'n plek waar ek dink soos Jesus het my geroep om 'n sekere manier te wees, 'n sekere manier op te tree. En dit is my doel, is om soos hy te wees. Nie om myself te embrace nie, maar om hom te embrace, om hom op te neem, om sy mantel op te neem, om die kruis op te tel elke dag. En dit beteken dan ek moet met die vrugte van die Gees kan leef. En ek sukkel om dit elke dag reg te kry. En ek moet baie keer myself terugbring en baie keer bring hy my terug. En konvik die Heilige Gees my en sê vir my, Adrian, jy het nou verkeerd opgetree daar, maak dit reg. Gaan vra om verskoning, gaan vra vergifnis. So, maar jy weet, ek dink dit is die ding is as ons, en dit is eintlik om Matteus 6 vers 33 so goed op te som, is soek alleeers die koninkryk van God en al die ander goed sal aan jou gegee word. Ja, en dis die ding is soos wat is ons fokus? En ons het nou vinnig daaroor gepraat, soos met jou en die siekte en jy weet die goed waardeur mense gaan en baie mense wat hierdie kyk wat weet ek het my werk verloor, soos maar wat is jou fokus? En ek dink nou toe jy vertel van jou pa wat jou byvoorbeeld die hele dag by die skool los met 'n gebreekte sleutelbeen,
in daai moment kon dit nie lekker gewees het vir jou nie. Verseker. Jy was seker te hellen vir jou pa en jy het hom dalk gehaat bietjie. Verstaan? Ons almal haat mos maklik ons ouers as ons baie jonk is. maklik. En maar die realiteit van die saak is jou pa het geweet jy gaan okay wees. Want hy het die ondervinding en net soos God ons toelaat om partykeer in die moeilike plekke te wees, want hy sien die uitkoms. Hy weet ons gaan okay wees. Hy weet hy gaan hierdie ding omswaai in ons guns, maar ons is nou impatient, ons veral nou, veral hierdie generasie van nou is Want alles is quick fix. instant gratification. En God is soos nee, hy gaan jou 'n bietjie los in die tronk. Kom ons kyk wat doen jy daarmee. Verstaan? En ek sê nie hy toets ons so nie, maar hy sien die uitkoms. Maar ek dink is vir hom ek wonder of dit vir hom 'n verrassing is. Ek dink nie dit is nie obviously want hy sien alles. So dis so 'n amazing ding, maar vrye wil, ek wonder of vrye wil hom partykeer verras. Ek dink nie dit doen nie want hy's soewerein. Maar ek kan net imagine bietjie. Soos hoe my kinders my partykeer verras. Want daai en ek meen jy kan getuig van jy's nou al 'n paar baie langer as wat ek is, maar hoeveel keer in jou lewe het jy gedink jou kind gaan een besluit maak en dan maak hy die ander besluit en dan is jy soos wow. Ek is so trots op jou dat jy die regte besluit gemaak het. En ek imagine baie keer dis hoe God is met ons, verstaan? Maar ja, sorry, ek net so vinnig. Nee, dit is so, weet dis daai ding van al die besluite is dit die een wat jy maak. Well done. Ja. En dit is baie maklik om die verkeerde ding te doen. Maar dit is so maklik om die regte ding ook te doen. En weer eens, soos ek nou gesê het, dit gaan nie net altyd oor 'n spiritual ding nie. Jy weet wat reg en verkeerd is. Jy weet jy moenie jou vinger in 'n muur prop druk nie. Jy het nie nodig om die Here te hê vir daai nie, yes. Common sense. Maar ja, soos my vrou altyd sê, common sense doesn't hang from everybody's tree, ongelukkig so. Ek dink common sense is die nuwe black gold. Dis is regtig skaars en almal gerou vir dit, maar baie min mense strike dit. En dis die maar dit is waar wat jy sê en ek dink dit om dit terug te bring na die woord. Hoe is die Bybel sê die wet is op ons hartkamers geskryf en ek dink dis die ding wat ons moet besef is inherently ons word David, ek wil sê amper sê David het gesê in out of iniquity I was born. En dis die ding is ons moet besef ons word sleggebore. Want ons word in 'n sinvolle wêreld ingebore, in 'n sinvolle, is dit die regte woord? Nie sinvolle nie. Sondevol, 'n sondige wêreld. Sinvolle is 'n heeltemal 'n ander woord. Sinful world. Dit word ons ingebore. En dan het jy die keuse. En dis waar jou vrye keuse inkom is om Jesus te kies of om die wêreld te kies. En dis die ding is soos ek weet baie mense sê kyk daar is obviously ek wil nou nie in hierdie hele gesprek ingaan nie. Daar's obviously 'n tydperk wat 'n kind as hy sterf voor daai ouderdom 100% hy gaan hemel toe. Die kind is nie fisies sinvol nie, maar hy is in 'n sondige wêreld ingebore. Verseker. En dis die ding. Maar ons het soos jy sê wat ek hou van wat jy sê is jy het 'n morele fondasie wat God in jou geplaas het wat jy weet ek moenie moord pleeg nie sonder om die 10 gebooie te lees. Yes. Verstaan? Presies. Ja. Sorry, ek wil dit net dit is feite bevestig het. Ek dink dis 'n cool ding om te besef. Want dis hoekom ateëste selfs weet ek moenie iemand doodmaak nie. En dis 'n argument vir ons, maar okay, maar hoekom mag jy hom nie doodmaak nie? As al nie 'n punt is in lewe nie, kan jy mos enigiets doodmaak. Dan kan jy mos doen wat Charles Darwin gesê het en survival of the fittest toepas. Maar ja, anyway. Kom ons kom 'n bietjie by wil jy nog iets gesê het oor jou ek dink ja net dalk vinnig wat dalk net om die draadjie op die einde dalk bymekaar te bring is met die wat my pa toe nou siek geword het in die huis is. Wat vir my altyd lekker was is op daai stadium het hy regtig begin tyd in die woord spandeer. Hy het tyd saam met die Here begin spandeer. Maar ek het dit nooit verstaan nie. So vir my was dit 'n tikboksie. Ons gaan kerk toe, ons bid voor ons eet, jy weet al daai tipe van goed. Maar ek het nooit die verhouding ding gesnap nie. En dit het my baie jare gevat om dit te doen. En ek het in die band in die kerk se band gespeel, maar dan het ek 'n totpak in my sak gehad want ek was reg vir na die tyd, jy weet daai tipe van ding.
En dis wat ek baie spyt is hoor, want as ek dit vroeër gesnap het, dink ek dinge sou baie anders te gewees het ook. Maar ja, daar sal ons later by kom. Maar nee, ek wou net daai dis net nogal vir my 'n baie nice remembrance met alles wat hy deur is, alles wat ek saam met hom deur is. Hy het nog steeds daai Here stempel vir my. Hy het my nog steeds geleer wat is dit om Godvreesend te wees, om die Here met alles in jou te aanbid, te dien, tot op die einde. En dit is my nogal iets wat ek saam met my vat. Ons het dis nou half bietjie sidetrack, maar een van die goed wat van geboorte af wat ek kan onthou, het ek 'n grandfather clock, het hy gesê dis my erfstuk. En nou die dag toe my swaarle by ons kom kuier en sê want ons kon hom nie reg kry laat hy werk nie. Ja. En toe sê hy vir my, "Oeg nee, maar dis 'n maklike fix." Ja. Dit was nie 2 minute nie toe werk nie. So weet jy hoe lekker is dit om daai ding te hê, want ek weet die sentiment weet ek is nie vir almal, maar want die memories wat saam met dit gaan. En daai tipe eers daai was vir my lekker. Weet dat hy daai tipe van goed het. Dis awesome. Hoorie, hoe oud is jou pa toe hy oorlede is? Sorry dat ek nou 73. So hy het daarom nog 'n lekker goeie 20 jaar geleef. 20 jaar. Ja, ons sê altyd want die woord sê jy 73 jaar en enigiets meer as dit is 'n seën van die Here af. En so nee, hy het 'n volle lewe gehad. Volgens wat die woord sê en dis my altyd. Weet jy wat kry ek nou in my prentjie? Ek het jou jy weet nou, ek ken jou nie so goed nie, maar ek het jou pa glad nie geken nie, maar terwyl jy nou oor hom praat, ervaar ek soos in my gees, en hierdie is nie profeties of iets nie, dis net wat ek ervaar het, dat jou pa was die silent servant, en ek dink baie ouens is so nodig in die kingdom partykeer. Hy's die ou wat jy sien in die Bybel, en hy praat nie daaroor nie, maar hy hoef nie. Want jy sien hom. Sy aksies wys alles. Jy sien hom. Ja. En ek dink partykeer hy is soos daai ouens wat hulle is soos God plaas hierdie ek voel dis amper soos hierdie beacons in die lewe wat jy net weet hierdie ou is 'n man van God. Hy hoef dit nie vir niemand te sê nie. Hy hoef niemand te oortuig nie. Hy is lief vir die Here. Dis amper soos 'n hele ding van Enoch wat en Enoch walk tot God en God took him. Dis amper daai ding wat in my hart opkom. Sjoe, daai is ek weet nie of dit waar is en hoe dit is nie, maar dit is wat ek nou was lief vir die Here gewees. Ja. Hy was. Nee, daai is baie mooi, dankie. Ja, prys die Here. Sjoe. Ja, partykeer gee hy vir my iets en dan voel ek moet dit deel en partykeer gee hy vir my iets en dan twyfel ek en dan los ek dit liewer want as ek twyfel dan glo ek nie noodwendig is van hom af nie. Maar mens moet so verseker wees, jy moet so seker wees want die vyand kan dit probeer steel en in elk geval ek het net hierdie ervaring gekry en toe kry ek net ook hierdie wil in my om ook eerder dit te wees. Ek weet ek praat nou baie oor die Here, so ek is outspoken oor en dis deel van my ministry en goed, maar ek voel soos op die oppervlakte is dit die ou wat ek wil wees vir my kinders. Exactly. Verstaan? Die ou wat as hulle my sien of nie elke keer nie, maar hulle moet my gereeld in die woord sien. En ek dink dit is die sad ding van selfone want ek lees min in my Bybel. Ek lees op my foon. Want ek kan highlight maklik en verstaan ek dit is net vir my makliker. En so hulle sien my nooit in die woord nie. En ek dink dit is eintlik bad. Ja, dis nice dat die Bybel nou beskikbaar is vir 7 biljoen mense, maar sien die ander mense dat jy tyd spandeer in dit en leef jy dit en al daai goeie. So ek is ook ge-challenge net deur wat jy gesê het van jou pa. Nee, dit is iets wat ons ook en Annemarie het eintlik en sy hou van Bible journaling en toe het ek ook gedink maar weet ek wil meer die fisies met my Bybel begin gebruik en ek begin maar op my eie manier ook want ek sukkel om die versies te onthou. En net te kyk, okay, maar hoe kan ek dit die nommer en die naam en daai goed. Weet jy onthou, ek weet dit staan daar, ek weet dit is in die woord en alles maar en ek weet dis net meer tyd en dis die ding, weet so en dis my probleem met die selfoon is so daar's so baie vinnig ewe skielik jy soek iets oor anxiety, daar's 15 verse. Maar daar's nie daai fokus en dis my journey op hierdie stadium wat ek mee besig is. So ek stem saam met jou Adrian, jy moet partykeer net bietjie gooi die goed die tegnologie net een kant toe. Sit net bietjie met God se woord. Yes.
Okay, julle, dankie. Mic drop. Hoorie, om op terug te bring na Julian toe, want Julian het nou obviously vertel van sy donker jare, ek sê die woestynjare, of selfs die dal van doodskare weer jare, en ons almal gaan deur hierdie goeters, en ek het nou laas vir jou genoem, maar ek sal dit nou maar weer noem vir die, vir die skare, vir die kykers, dat ek het self in my tienerjare deur 'n donker tyd gegaan. En ek was heavy in soos in metal en ek luister nou nog metal. Ek love metal. Daar's soos goeie Christian metal bands, ouens wat die gospel versprei, beter as ek dink baie kerksangers, verstaan. Maar so daar's niks fout daarmee nie, maar ek het ook deur my emotional, emo, donker, haat alles, haat almal, is kwaad vir die wêreld, almal haat my, jy weet daai hele ding. En dis eintlik maar ultimately wat ek eventually toe nou maar besef het is 'n leuen wat jy glo in daai oomblik. En maar daai leuen is so real vir jou. Dit word 100% 'n realiteit vir jou dat almal is teen jou. God is kwaad vir jou. God hou nie van jou nie. God gaan jou nie red nie. En die vyand kry dit reg om hierdie leuns in kinders se lewens te in te plant. En ek was daar en ek het dit nie regtig besef nie tot ek my pa vir my so 'n paar jaar terug al my journals gegee het, want ek het gelove om te skryf. Ek het geskryf, ek het gediggies geskryf en liedjies en ek was in 'n band en ek het 'n boek geskryf. Ek het 'n boek geskryf toe ek op universiteit was. Ek het in 2007 tot bekering gekom het. Sal ek sê die laaste keer myself die regte keer. Ja. Ek het al baie ek kom nou daagliks nog tot bekering. Maar die laaste keer wat ek soos regtig die opsetlike besluit gemaak het om okay, nou gaan ek Jesus pursue, ek gaan hom aan najaag. En toe begin ek 'n boek skryf. Nou die boek se naam is Die Wandelaan. En ek het geskryf oor my lewe as 'n tiener en hoe ons gefrikken partytjie het en mal. En hoe God my elke keer beskerm het en elke keer deurgetrek het. En ek het daai goed nooit besef in die moments nie. Maar as toe ek terugkyk op en dan sê ek soos, man, ek moes dood gewees het. Baie powerful. Ek moes dood gewees het. En die boek het verlore geraak want my rekenaar het gekonk daai tyd en daai tyd het ons nog nie backups en so dit was nou al, jy weet, dis nou al amper 'n goeie 20 jaar terug, kan jy freaking glo, dis 2008 gewees. So ja, dis wat 18 jaar terug. 20 jaar terug. Kan jy dink, né? Maar anyway, long story kort is toe Julian vir my sy storie vertel, toe sit ek net hier en dink want ek is 'n pa. Ek's nou 'n pa. Ek weet hierdie gaan moontlik vir my ook kom. En ek sê ek sal graag jou kant wil hoor want ek sien jou kant in sonder dat ek jou storie hoor. Omdat ek 'n pa is. Kan ek dink hoe heavy tough moes dit vir jou gewees het en hoe tough moes dit vir my pa en ma gewees het toe ek deur daai goed gaan en hoe hulle eintlik net vir jou wil help en wil lei en wil liefde gee en ek kan dink daar's 1000 keer 'n dag wat jy net jou kind 'n druk wil gaan gee, maar jy kan nie. So jy's ook ek weet nie. Ek is soos ek raak emotional want ek kan net imagine hoe dit moet wees. My kinders is nog klein, so ek kan hulle gaan druk wanneer ek wil. Maar al kom al klaar oomblikke wat hulle nie nou wil hê ek met hulle druk. Daddy embarrass my bietjie. Ja, verstaan. Maar dan wil ek hom eers druk. Dis 'n pa se voorreg glo ek om dit te doen. So ja, ek wil net weet eintlik soos wat het deur jou kop en hart en goed want obviously okay, kom ons kom net eers terug. Jy toe nou eventually jy toe begin sien jou pa spandeer baie tyd in die woord. Ons het nog nie regtig daarby uitgekom nie. So hoe het God jou eintlik wil ek weet is hoe het God jou eintlik voorberei vir hierdie tyd? Soos want jy soos jy nou sê jy het nie kerk regtig of geloof regtig ernstig gehad. Daar was definitief 'n verhouding gewees met die Here nie. So en dis hoekom ek sê dit was my tickboxie gewees. Ja. En jy weet so nou vinnig deur dit gaan maar
weet in 2099, 2000 ontmoet ek my vrou, ons het saam gewerk en hulle hele familie ook Christene, jy weet al daai tipe van goeters. Maar ek dink ook in 'n mate op daai stadium was hulle ook maar net tickboksies geweest. En ja, religion. ja, dit was 'n religion geweest. En in 2000 besluit ons okay, ons gaan nou date en 6 maande later is ons verloof en 'n jaar later getroud en weet want is die lekker ding, is die regte ding en al daai goed. Ja. En daar was actually meer af as op gewees op daai stadium want dis my opinie. Ek weet waarvan ek praat, jy weet en submit aan my want die woord sê mos, weet submit under your husband. Maar weer eens verstaan nie eintlik waaroor dit gaan nie. En toe 2006 is Julian gebore en 2008 is Angelique gebore. En ek dink baie ouers dink as ek 'n probleem het in my huwelik, kids fix is everything. En dit doen nie. Een van ons vriende, hulle het uit nou reg vir my 'n baie mooi analogy gegee. Die woord sê die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en verslind. En wat hy sê die Here gee vir hom hierdie openbaring eendag waar jy is stikkend. So jy het al hierdie bloed in dit en weet stikkende merke. Net wonde, ja. Maar nou smeer jy dit af op ander mense. En dis waar die vyand kom soos 'n leeu en hy kom om daai mense te verslind. Broken people break people. Yes. En weer eens, weet hy het nie al daai goed verstaan in dit op baie stadium nie. En die keerpunt Adrian was gewees waar ek het dit laas keer ook gesê waar die plek wat ek by gewerk het en ek dank die vrou baie ewen vandag nog ek het nou reg weer vir haar gesê. As dit nie vir haar was nie, weet ek nie net waar ek staan vandag in ministry. En waant ek op pad is, weet studeer vir pastoor en al daai goeders. Maar Julian is op pad op daai journey. Yes. Angelique is op pad, dis wat sy wil gaan studeer. My vrou support my. En vir my is daai die keerpunt. As sy nie daai dag besluit het, weet jy wat, gaan jy saam met jou vrou die middag. Weet ek daai sou nie 'n draaipunt gewees het nie. Ja. Want ons het gery en my vrou het 'n naweek weg vir ons geboek. Ja. En op pad soontoe toe besef ek waar ons op pad is. Ja. En toe ek nou uitvind okay, hierdie is nou 'n Greta Wit naweek. Ja. Toe stop ek die kar sê ek vir jy kan maar uitklim en self stap. Ek gaan nie soontoe nie. Yes. En in daai oomblik toe sit asof die Here audibly met my praat, maar as jou vrou so baie waarde in jou huwelik het, die minste wat jy kan doen is om net die naweek saam te gaan. Ja. En daai was 'n regte keerpunt vir ons huwelik ook. Want dit was ons bediening, ons bediening was ministry, ons ministry was huwelike gewees. Yes. En ons is gedoop daai naweek saam en ons het daarvan en dit beteken nie alles het toe net maanskyn en rose gegaan. Jy het nog steeds struggles. Ons het net voor die tyd daaroor gepraat. Omdat jy nou die Here dien op daai front beteken nie okay die duiwel los jy nou uit en daar's nie meer struggles en temptations en hy ramp up. Exactly. Want hy weet wat jou swakpunte is. So hy kom nou net 10voudig terug en alles maar jou toe so maar nou weet jy ten minste waar jou krag is. Jy weet waar jou safe haven is. So dit was 'n groot keerpunt vir ons gewees maar baie van die skade is toe al reeds gedoen. Nou dit was 2012 gewees. So toe is Julian al 6 jaar oud. En weet die eerste 3 jaar omtrent van sy lewe het hy my nie geken nie. So weet as jy kom wil optel en alles, dan is dit wegskram. Is amper daai van weet jy maak jou kinders bang met 'n masker tipe ding. Weet hy wou nie na my toe gaan nie. Hy het eerder na ander familiemembers toe gegaan. Ek hoor. So daar was baie skade wat ek veroorsaak het en alles. En weet as ou terugkyk nou vandag, ewen waar ons vandag is, ek kan hom nie blameer vir hoe hy partykeer reageer nie want ek het die wortel geplaas daarvoor. En toe ek dink hy was omtrent so 12 jaar oud, 13 jaar oud. Ja. Toe was dit vir my nogal 'n derde of 'n tweede keerpunt toe sê ek vir my dag Julian, ek dink jy's nou oud genoeg om te verstaan waaroor dinge in die lewe gaan. En ek wil my testimony met jou deel. En ek het daai dag gegaan en ons het 'n koffie gedrink al by Mug and Bean en ek het my testimony met hom gedeel van waar ek en Annemarie vandaan kom. Jy weet hoe ek met haar gemors het en dinge wat ek aan haar gedoen het en jy weet dit vat baie om vulnerable vir jou kind te wees. En ek weet baie mense gaan sê maar weet jou kind hoef dit nie te weet nie. Maar dit gaan oor ownership. Dit gaan oor accountability en hoe kan ek van hom verwag om met my te kom praat oor dinge wat vir hom moeilik is? As ek nie
bereid is om oop te maak nie. 100%. En dis my ook weer soos wat die woord sê, jy weet, alles wat in die duisternis is, sal in die lig kom. So, vat dit net as jy daai tipe van goed wegsteek. Hoe baie families word vandag nie verskeur oor kinders wat goed uitvind baie jare later en dan niks met hulle ouers wil te doen hê nie. So vir my was dit 'n besluit geweest van ek vat die punishment en as hy my wil haat of wat ook al, dan werk ons deur dit. Hy's klein genoeg dat ons kan deur dit werk. Ja. En dit was vir ons 'n baie groot draaipunt geweest. So saam met dit het dan maar nog baie woede gekom. Ja. En baie deure toeslaan en baie slegte dinge. Maar ek dink die kruks van die saak is, Adrian, met alles wat gebeur het, tot en met onlangs toe het ons nie besef hy's in 'n donker tyd nie. Want jy as ouer, en ek dink baie mense sal relate met dit. My kind het kos, hy het 'n dak oor sy kop, hy kry snoepie geld, hy het 'n PlayStation, hy het 'n Xbox, hy het 'n selfoon. Ja. Wat kan hy? My job here is done, ja. Ja, wat meer soek jy? Ja. Jy het pelle en al daai goeders en sad to say, baie mense dink jy kry R100 'n dag, so wat wil jy hê van my af? Ja. En ek dink die mense mis die hele rede van ouerskap en hulle mis van wat jy eintlik hier soek. Ek het dit gemis. Ek het gemis oor hoe om te connect en gelukkig was dit nie te laat gewees nie. Ek meen ons het nou weet nou luister jy die video en jy luister na hoe jy nie gaan slaap het nie en dit het hom weer hou van weghardloop. Dink ek dankie tog ek's 'n naguil en al daai goeters, maar dis ook die Here se hand wat daar is. Ja, 100%. Die golden thread. Yes, dis die golden thread. Dis nie ek wat daai besluit gemaak het nie. Die Here het geweet waartoe ons as familie op pad is. Ek noem dit ons is op pad na die family business toe. Ons stap in God se besigheid in. So hoekom gaan die Here een van sy dienaars en alles so laat skade ly onintentioneel? So en ek sê nie daarmee enigiemand wat weghardloop die Here se hand is nie daarop nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Daar's definitief redes en metodes en daar alles gebeur vir 'n rede. Ja. Maar die kruks van die saak is, weet jy dink jy ken jou kind, jy dink jy sien goed raak. As jy nie 'n verhouding het met jou kind en dis dieselfde met ons 'n verhouding het met ons Vader. As jy nie 'n verhouding het nie, ken jy hom nie. Nommer 1. Hy ken jou. Maar dis dieselfde met ons en ons kinders. As jy nie 'n verhouding het met jou kind nie, jy dink jy ken hom, want jy ken hom oppervlakkig, jy ken sy oppervlakkige needs, jy ken nie sy hart nie. Ek het nou die aand toe dink ek weer aan 'n ding, ek weet ons is heeltemal oop in die huis in die sin van daar's nie geheime nie, ons steek nie goed weg vir mekaar af nie. En ons probeer regtig daai oop verhouding hê. En ek tel die dag vir Angelique op en sy vertel my van die goed wat in die klas gebeur. So dink ek maar, jy weet my eerste reaksie is maar weet hoe die onderwyser nie ingetree daarvan. Weet en toe sit net asof die Here vir my net so stil maak net van gelukkig vertel jou dogter jou van die goed wat gebeur in die klas. Vergeet van die onderwyser. Ek meen daar's 30 kinders in die klas, weet. Hulle is ook net een mens en weet so vergeet van daai. Jou kind het die vrymoedigheid om vir jou te vertel van hierdie traumatiese ding wat gebeur het in die klas. En jy kan daarmee deel. En die Here gee jou die wysheid om te gaan praat met die hoof en gepraat met die onderwysers en jy kan dit hanteer. Maar nou mis jy dit omdat jy besluit my selfoon is te belangrik, my meeting is te belangrik. Ek wil nie so ver gaan nie. Ek wil selfs die ding is die risiko wat ons hiermee loop is jy kan uit goeie intensie daar opgetree het en gesê het, nee, dit is onaanvaarbaar en jy kon 'n scene gemaak het ter beskerming van jou dogter, nie omdat jy kwaad is vir haar nie, maar omdat jy kwaad is vir 'n situasie en dit kan haar afskrik. Dit kan veroorsaak dat sy nie weer vir jou iets vertel nie, as gevolg van die manier hoe jy opgetree het. En ek dink dis so amazing om te sien, selfs in daai moment, want jy het eintlik gedink, dit was jou eerste instink was om wie druk jy die venster opstandig te raak en aanvallend te raak, nie teenoor haar nie, maar teenoor die situasie. En die Here het jou dadelik rustig gemaak en sê, kom terug, chill. Hierso is 'n geleentheid vir jou om 'n pa te wees.
Nie om 'n beskermer te wees of om 'n warrior te wees, want dit is ons eerste instink, is ons wil fight, Ons wil dit regmaak. Ja, verstaan, we Op 'n want to fix maklike it. manier, ja. So dis vir my so mooi om te sien hoe die Here in die moments hy gryp in en die Gees praat met ons en hy lei ons en hy help ons en dit is waar ek glo dis die wysheid van God. Die wysheid van God is nie iets wat jy het in jou nie. Dis iets wat deur die Heilige Gees na jou toe kom in die moments wat jy dit die nodigste het. En ek sê baie keer vir my kinders soos sê nou maar die rugby en dan sê hulle soos maar hoekom het liewe Jesus dit laat reën nou? Ja, hy wil so graag reg wees. Maar dan sê ek soos nee, ou. Jy moet besef, Jesus stuur nie noodwendig altyd die reën nie. Hy doen dit soms, maar hy het die aarde geskep laat dit die aarde sy eie reën genereer, né? Dit is 'n deel van sy skepping. Nou dis dieselfde met wysheid glo ek. Ons is eintlik geskep om wysheid te huisves, maar ons reject dit. Die Bybel sê ons reject wisdom. Maar as ons dit huisves, toelaat om te huisves in ons, dan kom dit uit in die oomblikke wanneer ons dit die nodigste het. Dis mooi. En dit is wat met jou gebeur het. Ja. In daai oomblik. En ek wens almal van julle wat ouers is, streef daarna om in daai wysheid te leef, want soos jy dit vertel, dink ek aan hoeveel keer ek ooreageer, nie aanvallend teenoor my kinders nie, maar aanvallend teenoor die situasie en dit skrik hulle af om nie weer vir my die volgende keer iets te vertel nie. Want ons natuur is en ek sê dit baie vir hulle, weet jy gaan nie hierdie en hierdie kan doen nie, want ek het dit gedoen, so ek weet hoe ek wil jou help, laat jy nie deur dieselfde foute gaan nie. Maar die realiteit is hulle moet ook hulle eie foute maak, want hoe gaan hulle leer as hulle nie die exposure en experience het nie? So dis nie verkeerd van ons nie. Ons wil hulle net nie hulle moet seer kry. Maar dis eintlik mooi hoe jy dit stel, Adrian, dat ou die wysheid het om te weet wanneer moet jy net stil wees, kalm wees en want ek glo daar is tye ook wat jy moet opstandig wees, wat jy moet wat hulle wil hê jy moet optree. Yes. En partykeer moet jy nou maar net rustig wees en kalm wees oor die situasie. Ek wil teruggaan na iets toe wat jy nou gesê het van om open te wees en hoe jy Julian gevat het, gaan sit het met hom, koffie gedrink het en jou testimonie en soos oop kaarte met hom gespeel het. En ek dink dis awesome. Ek dink dis 'n pragtige aksie wat daar gebeur het, wat ek ook glo nie uit jouself uitgekom het nie, uit die Heilige Gees uit, want dis die enigste een wat vir my ook die courage kan gee om te praat oor my foute en die goed wat ek. Want as jy regtig 'n verhouding het met die Here, dan besef jy hoe klein jy is. En as jy besef hoe klein jy is, dan kan jy humble wees. En jy kan, ek meen soos Paulus sê, I boast all the more in my weaknesses because in my weakness God is made perfect. En dis die ding is, die keerpunt in soos ek sê, jy's nou ek dink my 102, 103 nee, in elk geval my 100ste gas. Kom ons sê net iewers in die 100, nee. En die keerpunt het gekom die oomblik toe die ou resign het. En vir die Here gesê het soos ek gaan nou oop wees. En ek dink baie keer aan Dawid wat hy gedoen het toe hy sê ek het myself ontbloot en kaal voor God gedans en baie mense dink jy dis weird, maar as is nee. Sien wat hy sê daar is. Hy het dit fisies gedoen, maar wat hy gedoen het is hy het homself gestrip van al sy maskers en alles. Al die skerms en maskers en shields en alles wat hy ophou om homself te beskerm, het hy laat gaan en gesê, Here, ek behoort aan jou. En hoe awesome is dit? En as jy dit kan doen vir jou kinders, jouself ontbloot, nie in die manier wat Dawid dit gedoen het voor God nie, julle asseblief, maar jou hart kan ontbloot vir jou kinders, dan wys dit vir hulle twee goeders. Die eerste een is, dit wys vir hulle, jy's breekbaar, jy's vulnerable, en jy's nie perfek nie. Want ek dink een van die grootste foute wat ouers maak, en ek is skuldig hieraan, is om voor te gee dat jy perfek is, dat jy nie foute maak nie. En dan maak dit vir jou kinders eerstens baie moeilik om met jou te gesels, want almal maak foute, maar my pa maak nie foute nie, so hoe kan ek vir hom my foute vertel, want hy's perfek. Hy maak nie foute nie, dit is hy ou. Ja, hy gaan teleurgesteld wees om. Ja, as jy 'n fly on the wall was, elke dag in my kantoor, dan sal jy sien hoe baie foute ek maak, en hoe baie kwaad ek word, of hoe baie vloek ek per ongeluk, of hoe baie lieg ek dalk vir iemand, of wat ook al die geval mag wees. Partykeer is dit erger goeters wat gebeur, maar
as jy nie kan oop wees met jou kinders nie. So ek kan nou met my kinders hierdie gesprekke hê wat sê, Jesus, ek het gesukkel met hierdie ding toe ek klein was en dit het my lank gevat, maar ek kon vroeër besluit het om op te hou met dit. En jy kan ook dit doen. Want God, because God, Yes. because God. En dis die dinge, soos jy nou nog sê, jy hoop jy kon dit vroeër gedoen het, want dan sou jou lewe dalk anders gewees het. En ek stem saam met jou. Jy weet, dis die enigste ding wat ek oor spyt is dat ek nie vroeër net vir die Here geluister het nie, want ek het die eerste keer my hart vir die Here gegee toe ek soos graad 4 was, toe ek soos 10 jaar oud was. Dat ek na my ma toe gegaan en sê, ma, wat beteken dit om jou hart vir die Here te gee? En sy het my vertel en ek wil dit doen. Met geen reference nie. Verstaan, en sy het saam met my op haar knieë gegaan en ons het gebid en my hart vir die Here gegee en ek was een van die beste dae van my lewe. Maar toe het ek maar net weer terug gegaan in die volgende dag was strome. maandag. Maar ja, sorry, ek het nou op hierdie hele tangent gegaan. Ek weet nie eens eintlik hoekom nie. Ek wou teruggegaan het na die onperfeksie ding. Ek dink dit is so belangrik om juis, want het Julian bietjie meer vrymoedigheid toe gehad om met jou te begin gesels oor goed. Dit vat baie se tyd, maar dit vat tyd, maar ek dink is in die klein goeters, weet wanneer hy 'n moeilike dag by die skool gehad het, so as ek byvoorbeeld so vir jou kan sê, hy het uitgeblink in cricket byvoorbeeld. So hy het cricket gelove, hy het klub cricket gejol, maar dan by die skool het dinge nie so great gegaan nie. So hy daai tipe goed met my kom share. Nee. En ek het nogal baie druk op hom geplaas op rugby, want weet rugby is mos 'n manne ding, jy moet rugby speel. Maar hy het baie vinnig besef maar rugby is nie sy ding nie. Dis nie waar sy hart lê nie. En ek dink met al daai tipe van geselsies wat ons gehad het, het hy vir my kom sê, Dad, weet jy wat ek jol dit, maar ek like dit nie. En ja, daar was insidente wat dalk nie so lekker was vir hom nie. Mag ek maar sê van een van die nakabille insidente. Jy kan dit uitedit as jy nie wil nie. So Julian was nog altyd, en hy sal dit nie admit, hy is 'n emosionele ou. Hy sy emosies loop baie vlak. En hy het vir Tuks rugby gespeel en ons het teen nakabille gespeel en hy het 'n ouetjie getackle, toe breek hy sy kakebeen. Die ouetjie of Julian? Die ouetjie, Julian het hom getackle, toe breek hy aan ouetjie sy kakebeen. En hy was in trane gewees. Dit was vir hom baie emosioneel gewees oor hy het hierdie ou getackle en vir hom was dit nie in die moment nie. Hy het hierdie ou seer gemaak. En weet so sulke goeders en dan het jy ook die slegte kant. Dis 'n tackle, hè. Maar dan is dit ook die slegte kant waar hulle begin onder jou vel inklim en weet en van die klubs is vuil daar buite. Weet so dan vloek hulle sy ma en weet dis onder die beld en niemand doen iets omtrent dit nie. En toe begin ek besef maar weet dis nou nie meer net 'n lekker sport nie. So hy begin die liefde vir die sport verloor. So nou kan ek hom nog steeds forceer en ek gaan hom verloor want hy gaan dit net doen want ek moet dit nou doen. En daar begin hy uitblink in hokkie. Ek weet hy het in Nederland gaan hokkie speel. Hy was kaptein gewees van die eerste span by Montana en jy weet al daai tipe van goeters of hy was deel van die kapteinspan of wat ook al. Onder 16, wat ook al. Maar jy weet so hy daar uitgeblink in hokkie. Hier coach hy nou hokkie by Hatfield Christian School. So nou die al daai goed gemis en ons share in sy joy wat dit aanbetref. En dis waaroor dit gaan op die einde van die dag. Ek dink altyd aan ons het eendag by Pretoria Oos rugby gespeel toe die ouens so bordjie daar opgesit. Dus onthou hierdie is net graad 7 rugby. Dis nie die bullet trials nie. Dis net 'n game. Dis net 'n game. Die ref is 'n amateur. Yes. Ja, dit is ek klaar. En ek dink baie min mense verstaan dit, weet jy. Almal is daar vir die nommer 1 posisie en kyk, ons was gister by rugby, nee. My laities het gister my oudste seun het gister gespeel. En hy's in die 110 B-span. En dis vir my ook want ek is 'n rugby ou. Ek het vir 10 jaar vir die Bulls gewerk en ek kom uit hierdie rugby agtergrond uit en semi-professioneel rugby gespeel en klubbe rugby gespeel en universiteit rugby gespeel en verstaan ek het blou klere in rugby. Ek het nooit vir die blou bil uitgedraf op TV nie, maar ek het blou bil klere behaal. Ek was daar. En almal is net soos
kyk toe my Eli, die oudste Laiti nou, ek het 3 kinders, dogter, seun, maar die oudste seun, die middelkind, toe hy gebore was hy 'n monster. Hy was 'n meneer, fris mannetjie, nee, soos amper, ek praat nou onder korreksie, maar amper 5 kg, net so oor die 4 kg, so hy was groot, en almal het my pa tog, jy weet, wat se presies jy gaan hy speel, jy weet, maar dis maar nie, dis nie, en dis nie, weer eens, dis nie bad intentions nie, dis net soos, ag, dis banter man, dis manne, jy weet, ons praat maar net gemors eintlik, meeste van die tyd. Jy weet, ons kan 'n grap maak van 'n soupotjie op die tafel en almal verstaan wat aangaan behalwe die vrouens. Exactly. Maar in elk geval, en die man is net soos, hy gee nie 'n hal om reg. En dit is net soos, dit is vir my die moeilikste ding om mee te deel. Dit was, kom ek sê dit was, maar weer eens, but God. En ek het hom gecoach billetjies en yes, nee, ek sê vir jou, nee, en dis nie omdat dit my kind is nie. Ek het gewerk in hierdie bedryf. My werk was om talente te identifiseer. Ek was 'n talent identification officer. Dit was wat ek gedoen het. Ek het vir SARU talent scouting gedoen en vir die Blou Bulle. En daai ouetjie, toe ek op onder 6 in billetjies, dan doen hy goed wat ek vir universiteitkinders moes leer. Dan sê ek soos, hierdie ou is 'n natural. Maar ek het hom so seer gemaak deur om hom te druk. Ek het hom so seer gemaak dat ek na 'n paar jaar, en ek het heeltyd gedink ek sal dit kan regstel, maar die skade het net meer en meer geword, tot ek verlede jaar besluit het ek onttrek heeltemal. Ek gaan nie meer, ek het vir hom gesê, ek het hom neergesit en vir hom sê ek's jammer. Ek het jou seer gemaak, ek het rugby vir jou opgeneek, maar hier is die redes hoekom. Verstaan asseblief net my punt, maar ek is jammer. Ek was verkeerd, ek maak nie verskonings nie. Ek wil nou hê jy moet self besluit of jy dit wil doen of nie. En as jy my raad wil hê, moet jy my kom vra. Ek gaan dit nie meer vir jou gee nie. Ek gaan nie meer met jou rugby praat nie. Die bal is in jou hand. Dit is moeilik. Dit is heavy moeilik. Dit is heavy moeilik. En ek laat dit nou baie makliker klink as wat dit was. Ja, dis baie maar en die ou hierdie jaar het hy sê gaan nie rugby speel hierdie jaar nie. En my vrou het hom toe begin druk en vir hom sê speel rugby man. Jy het baie talent en hy het eventually een aand sit ek hier in werk soos 10:00 die aand kom hy af na my toe. Hy moet al lank al slaap die ou. Sê hy vir my nee, hy het besluit hy gaan rugby speel. En ek sê okay, sharp en ek het hom 'n drukkie gegee en ek het vir hom sê as jy iets nodig het, kom praat met my. Maar ek gaan niks vir jou sê. Ek gaan jou net ondersteun. Want daai Jordan Peterson skryf in sy boek, daai 12 Rules for Life, skryf hy delight in what your kids delight in. Yes. En ek dink dis baie waar. Yes. Ek dink also is obviously 'n paar goed wat saam met dit gaan. Soos moet nou nie delight in hulle as hulle heroin like nie, maar verstaan jy wat ek sê? Dis soos daar's anyway. Nou is daai ou so committed, nee. Hy's so committed, hy gaan doen ekstra oefeninge, hy skop bal, hy vat altyd sy en ek sê soos Here, ek moes al lankal net oorgegee en oorgehandig het en dit is wat gebeur. Van gisteraand het hy die game van sy lewe gehad. Die ou het 6 balle gesteel. Hy's onder 10. Jy sien nie sulke goed op onder 10 vlak nie. Ek is net soos Here, dankie. Dit gaan nie oor die rugby nie. Dit gaan oor sy potensiaal, verstaan en weer en nou is dit sy commitment. Ja, exactly. Dis nie jy wat Dis nie hom druk ek nie. vir dit. So ja, eintlik wil ek net sê, soos daai is baie goeie wysheid om soos net delight in what your kids delight in en soos jy sê jy jou kind net begin ondersteun in wat hy like en dan floreer hulle. En dit is moeilik, Adrian, dis moeilik. Maar dis hoekom ons hier is. Dis nie 'n maklike ou sê nou die dag vir my as dit maklik was die Bybel net 2 bladsye. Kan jy imagine? Ja. Wel, dit is eintlik so eenvoudig soos dit. En Jesus sê vir ons dit. Hy sê vir ons die 2 belangrikste the commandments is love God above all else. Yes. And love your neighbor as yourself. Ja. En dis eintlik die opsomming van die hele skrif. So ja, anyway. Is daar nog iets wat jy wil sê? Nee, ek dink dis dit en ek dink maar net eindig by gaan gee net jou kind te druk. As hy jou wegstoot en wegskram, embarrass hom nog meer, soos jy sê, gee hom 2 drukke en hulle het dit meer nodig as wat hulle dink en as wat jy dink
en jy het dit ook nodig. So net eindig daarby. Yes. Sure, thanks, Jock. Dat was awesome. Adrian, dankie Vir die tweede keer. vir die tweede keer. Dit was lekker en ek dink dit was 'n mag ek dit sê beter as die eerste ene en dit is maar net hoe die Here werk. Sal alles ten goeie meewerk. Yes, amen. Julle, dankie dat julle ingeskakel het. Ja, ons is nie experts in fatherhood nie, maar wees net lief vir jou kinders, wees daar, show up. As ek een stukkie advies kan gee, is net daag net op. Just be there en as jy daar is, wees daar. Moenie daar wees, maar nie daar wees nie. Julle weet waarvan ek praat. En delight in what they delight in. En ja, dankie dat julle ingeskakel het. Ons sien julle in die volgende episode. Cheers. Cheers.